Goeiemôre vriende, is vandag 15 Julie 2026, Woensdag. Ek hoop julle het 'n mooi dag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, dankie dat ons kan asemhaal. Die oomblik wanneer ons neuse 'n bietjie toe is, ons is 'n bietjie geblok en Here, nou kom ons agter, maar asem is nogal belangrik. Kom gee dit vir ons vry en verniet. Baie dankie vir die grootste gawe wat hy eintlik vir ons gee, is suurstof. Dat ons kan lewe. Baie dankie daarvoor. Ons vat dit so as vanselfsprekend elke dag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons begin nou inderdaad by Jakobus. Ons is by Jakobus 1. Ons is klaar gemaak met Hebreërs. Julle sal onthou dat ons so 'n bietjie meditasie gedoen, bietjie gereflekteer oor 'n paar teksgedeeltes uit Jesaja uit, maar nou kom ons by die nuwe boek en dit is Jakobus. Nou interessant as julle sommer hierbo gaan kyk en sê hy dat hierdie brief is gerig aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is, dit is geskrywe aan mense wat kinders is van die Here, wat as vreemdelinge in hierdie wêreld gelewe het. En eintlik is Jakobus 'n praktiese boek, liewe vriende, om vir ons te sê, maar hoor hierso, dit is hoe jy en ek moet lewe. Dit is hoe ek en jy moet lewe. Dit is 'n geweldige praktiese boek. Ek is baie bly vir 'n boek soos Jakobus, wat ons so 'n bietjie uitdaag op 'n paar goed, So kom ons begin by Jakobus 1 vanaf vers 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete sê hy. My broers, my susters, kan nou bysit daar. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. Kom ons lees maar die volgende enetjie. En die volharding moet eintyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Nou vriende, as ons net hierdie een gedeeltjie lees, dat die een ding wat ek en jy nou nie wil hê nie, is ons wil nou nie beproewinge hê nie, As dan niemand in hierdie lewe wat sal vir die Here vra, maar Here gee maar vir my beproewinge nie. Maar wanneer die beproewinge oor jou pad kom sê hy vir ons, weet jy, wanneer die beproewinge kom, wat dit ook al mag wees, en vriende, ek dink nie beproewinge, dit is vir my altyd bitter moeilik, ek moet nou maar vir julle sê, beproewinge is vir my partykeer net, en ek deel mos maar my hart nou met julle weet mos nou altyd in die tyd, ek gaan nou nie hier 'n teologiese diep ding in, en eksegese en so aan, so ek kom deel net my hart met julle. Vir my 'n beproewing is goed wat met ons gebeur. Life happens while we live it. En beproewinge, dinge kom oor ons pad. Beproewinge op watter vlak dit ook al mag wees, vriende. Of dit kan wees dat jy blootgestel is aan te veel geld en jy dan nou geld vat. Dit is 'n beproewing wat daar so is. Dit is 'n versoeking wat eintlik oor jou pad kom. Dit beproef jou. Gaan jy toegee aan daai begeerte? 'n Beproewing kan wees wanneer ek en jy deur 'n sleg finansiële situasie gaan. Gaan ek en jy nog aan God vashou, of gaan dit net eintlik daaroor dat dit gaan wanneer God vir ons gee, dan is dit great, maar wanneer God nie gee nie, dan wil ons eintlik niks met hom doen nie. So vir my, beproewinge sien ek as dit wat met jou en my gebeur terwyl ons die lewe leef. Nou kom sê Jakobus hierso vir ons. Hy kom sê vir ons, hy kom sê, wanneer jou geloof die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. Stel dit julle in staat om te volhard. Nou vriende, dit is toch so, dat wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, gesondheidsprobleme, finansiële probleme, emosionele probleme, wanneer ek en jy volhard daar, wanneer ek en jy die Here 100% vertrou. Ek het nou die dag vir 'n vriend van my, ek kom nou baie vinnig op hom, het ek vir my 'n gedeelte in Spreuke gegee, waar die Spreukedigter dit so mooi stel. Hy sê, en ek gaan dit nou maar vry vertaal, ek hoop ek kom nou hierby uit, hy sê, ons moet volkome op die Here vertrou, en nie op ons eie insig
staat maak nie. Kom sê, nee, ek hoop kom ons kyk gou of ek dit nie vir julle kan kry nie. Is nou voor 20. Jy weet mos nou gaan as wanneer jy hom nou wil hê dan as jy nou juist op die plek waar hy nie moet wees nie. So kom ons kyk net gou hierso. Ek gaan hom nou vir julle kry, vriende, as julle net so 'n bietjie vasbyt saam met my. Ja. Dit sal ek sal regtig aan die begin van Spreuke wees, nee, ek sal dit die hele Spreuke bly. Hy sê hierso, hy sê vertrou, Spreuke 3, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Vermy wat sleg is, net kom sê hy. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoeking van jou liggaam. Maar ken hom in alles wat jy doen en hy sal vir jou die regte pad laat loop. Nou, die oomblik, liewe vriende, wanneer daar beproewings en versoekings is, want die twee lê maar baie naby aan mekaar. 'n Beproewing kan wees dat jy versoek word. 'n Beproewing kan wees dat ek en jy deur finansiële slegtyd gaan en ons word versoek op die ou ende om geld te gaps. Nee, so heeltemal op dieselfde, maar julle verstaan wat ek sê. Maar wanneer ek en jy hierdie beproewing, hierdie versoeking, die toetstoot deurstaan het, stel dit ons staat om te verhard. Wanneer ek en jy deur hierdie goed gaan en ons volkome op God vertrou, want ek dink dis mos nou die kruks. Dis ons eerste waarde ook, om in 'n lewende verhouding met God te staan. Wanneer ek en jy volkome op God vertrou binne in hierdie beproewing, help dit ons om te volhard. Berei dit ons, vriende, vir goed wat vorentoe kom. Kyk maar nou weer eens na baie mense in die lewe wat deur swaar goed gaan. Ek bedoel, dit is mense met wie ek kan dubleer. Dis mense, liewe vriende, wanneer hulle praat, kan jy luister, hulle praat met wysheid, hulle praat met insig, want dit kom uit 'n deurleefde ervaring en belewing van God wat by hulle teenwoordig is, né? So hy kom sê, hy sê, wees baie bly wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming, né? Wanneer ek en jy deur hierdie dale van die lewe gaan, op watter vlak dit ook al lê, vriend, leer ons om op God te vertrou. Wanneer ons op God regtig leer om op God te vertrou en net om te kyk, begin ek en jy geestelik ryp word, begin ons geestelik volwasse word, né? Want dan gaan dit nie vir ons net meer oor wanneer dit lekker is nie, dan bid ons vir God, en wanneer dit sleg gaan, wil ons eintlik met hom iets te doen nie, né? Maar dan kom ons tot geestelike rykheid om te sê, Here, of dit goed gaan en of dit sleg gaan, ek hou aan U vas. Here, ek hou aan U vas. Maak nie saak wat oor my pad kom. Here, help my daarmee. Here, ek vertrou U volkome. Tot volle geestelike rypheid. My 5 sent vandag, kom ons verstaan daarby. Mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy genade ervaar, en mag julle sy teenwoordigheid ervaar. Amen.